Kom ons sing vanaand ons 'n lied saam, Vlam 171, Hosanna in die hoogste. En kom ons staan as ons hierdie lied sing, en dan bly jy ook sommer staan tot ons loflied saam gesing het. Kom ons bid saam. Ons loof U, o God, ons loof U. U is by ons. En ons moet die magtige werk van U hande moet ons bekend maak, dat die ganse nasie sal hoor van die werk wat U kom doen het. Ons loof U, ons God. Amen. My broer en suster en liewe kinders, ek wil U graag groet in die naam van die drie enige God. Genade, barmhartigheid en vrede vir elke een van U. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Vonk nommer 4, sing vir die Here nuwe lied. Kom ons sing al 3 die verse as 'n loflied vanaand vir die Here. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons kom nou by die viering van die nagmaal. En almal van u word vanaand uitgenooi om saam nagmaal te kom vier. Ons herinner ons aan die woorde van ons Here Jesus Christus, toe hy self gesê het, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en die wat in my glo,
sal nooit weer dors wees nie. Mag elkeen van ons ook vanaand geles word en gevoed word deur die teenwoordigheid van die Here. Hoekom vier ons nagmaal? Hoekom is daar vanaand brood op die tafel? Ons lees dat nadat Jesus die Paasmaaltyd saam met sy disippels gevier het, het Jesus 'n stukkie brood in sy hande geneem. Daarna het hy 'n dankgebed gedoen, die brood gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis." Jesus sê met ander woorde vir ons 3 dinge: neem, eet en onthou. Dieselfde het die Here ook met die beker van danksegging gemaak. Nadat hy gebid het, het hy gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat nou vir julle vergiet is." Wat onthou ons dan wanneer ons hier by die tafel van die Here is? Ons onthou vir Jesus. Ons onthou dat Jesus beloof het dat hy ook vanaand saam in ons teenwoordigheid sal wees. Terselfdertyd onthou ons ook dat die Here God ons ongelooflik baie lief het. Dat die Here sy liefde vir elkeen van ons ook wil kom uitstort. Ons onthou dat Jesus Christus is gekruisig. Ons onthou ook dat Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. En daarom ook die belofte dat elkeen van ons wat in hom glo, ook eendag uit die dood uit sal opstaan. Soos wat Jesus gesê het, jy sal lewe, al het jy ook gesterwe. Maar ons onthou ook die belofte van Jesus Christus wat gesê het, hy sal altyd by ons wees en uit sy gees het hy oor ons as gelowiges kom uitstort. En daarom, liewe gemeente, kan ons nou saam 'n gebed doen en daarna die nagmaalselemente gebruik. Kom ons bid saam. Vader, waar ons nou gereed maak om die nagmaalselemente te gebruik, wil ons skuld voor U kom erken. Ons wil bely, Here, dat ons mense is, U kinders is, maar Here, dat ons wel sonde in ons lewe ook het. En Here, ons kan vanaand nie anders as om dit te erken en dit te bely nie, en om te pleit vir vergifnis. Maar dankie Vader, dat ons weet, ongeag hoe groot daai sonde ook al mag wees, dat Jesus Christus het vir ons sonde aan die kruis gesterf. Vader, my gebed is dat ons vanaand nie sal vaskyk teen die nagmaalselemente nie, dat ons nie sal vaskyk teen die brood en die wyn nie, maar dat ons die betekende saak daar agter sal raak sien. Dat ons die liggaam van Jesus aan die kruis weer sal raak sien, en dat ons die bloed wat uit sy liggaam uitgevloei het sal raak sien, en dat die boodskap sal weer galm, dit is vir julle. Ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. My broer en suster en liewe kinders, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Ons glo dat Jesus Christus gekruisig is, en ons glo dat wanneer ons hierdie brood vanaand eet, dan sê ons daarmee, ek glo dit. Ek glo dat al my sondes vergewe is, en dat daar versoening tussen my en God is. Die beker met die wyn en die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en glo nou dat Jesus Christus se bloed aan die kruis gevloei het, sodat my en jou sondes vergewe kan word, dat ons uit genade gered kan word. Terwyl ons so sit, kom ons dank die Here deur saam te bid, lied 266, die Onse Vader.
Ons gaan vanaand saam lees uit Lukas hoofstuk 22. Ons gaan 'n hele klompie verse daaruit lees. Die verse sal ook op die skerm verskyn, maar as jy die Bybel saamgebring het, is jy baie welkom om ook daar vir ons oop te maak. My broer en suster en liewe kinders, wie was daardie aand saam met Jesus aan tafel gewees toe Jesus die laaste Paasmaaltyd geëet het? Wie was daardie aand saam met Jesus aan tafel gewees toe Jesus die nagmaal ingestel het? Doordat Jesus vir die disippels gesê het nadat hy die brood geneem het, dit is my liggaam, ek gee dit vir julle om te gebruik tot my gedagtenis. Dieselfde ook met die beker van danksegging. Hy het ook vir hulle gesê, dit is 'n nuwe verbond, beseël deur my bloed. Dit is 'n teken daarvan dat my bloed aan die kruis vir julle vergiet gaan word. Wie was daardie aand saam met Jesus aan tafel? Nou weet ek dink almal van ons sal sekerlik nie twyfel oor wie daardie aand saam met Jesus aan tafel was nie. Ek dink ons almal weet. Dit was Jesus se disippels. Jesus se getroue navolgers wat daardie aand saam met hom aan tafel was. Ja, die skildery van Leonardo da Vinci, wat daarso in Mila in Italië is, het dit vir ons op verskillende boeke en waarskynlik op die internet ook al het ons dit gesien, hoe dat ook die laaste avondmaal op so 'n wyse uitgebeeld word. Sien ons daarso dat Jesus omring word met sy disippels. Maar natuurlik is daar ook 'n ander skildery wat ek dink eintlik vir ons baie meer realisties is, al is dit dalk nie so 'n bekende skildery nie, dis van James Seward, wat eintlik vir ons ietsie meer kom skilder oor hoe dit min of meer in die antieke tyd by 'n etensmaal soos daardie moes gelyk het. Bedoelende dat die disippels en Jesus nie op stoele gesit het aan die tafel nie, maar dat hulle gelê het op die grond, waarskynlik elkeen op hulle linkersy gelê het, toe hulle die Pasga geëet het en ook die nagmaalselemente uit die hand van Jesus ontvang het. Maar hoe dit ook al sê, my broer en suster, wat 'n beeld ook vir jou die mooiste een is, ek dink ons stem saam dat Jesus se disippels, sy getroue volgelinge, was daardie aand saam met hom aan tafel gewees. En wanneer ons kyk na hierdie prentjies, dan skep ons vir onsself 'n idee van so amper 'n tipe van 'n heilige oomblik wat daar op daardie oomblik moes gewees het. Skep 'n prentjie van 'n kameraadskap wat daar tussen Jesus en sy disippels moes gewees het. Ja, so 'n onderlinge liefde wat daar moes wees. Ek dink dit moes 'n wonderlike atmosfeer en 'n mooi geleentheid gewees het op daardie oomblik. Maar ek wil u vanaand uitnooi om saam met my so 'n bietjie te gaan kyk na hulle wat daardie aand saam met Jesus aan tafel was. En regtig te gaan vir onsself die vraag te gaan afvra, maar is dit wat ons vir onsself die prentjie skets, is dit wat daardie aand werklik gebeur het? Want jy sien my broer en suster, ek is so bang dat ons die nagmaal eintlik eksklusief maak net vir sekere mense. Met alle respek dat die nagmaal is vir heiliges. Die nagmaal is vir mense wat sondeloos is. Die nagmaal is eintlik, kom ons sê maar vir mekaar, dit is die sterk Christene, dis die sterk gelowiges. Ja, dit is die hoër graad Christene, dis die hoër liga. Dis nie vir gewone mense eintlik bedoel nie. Maar ek wil vir die vanaand uitnooi om te sê, kom saam met my. Want ek dink dit wat ek so pas gesê het, is glad nie waar nie. En daarom wil ek jou uitnooi en sê, maar kom ons gaan kyk na die name wat saam met Jesus aan tafel was. En my broer en suster, dalk verander hierdie beeldjie wat ek en jy het, van 'n heilige atmosfeer, van kameraadskap en van 'n liefdevolle gemeenskap wat op daai oomblik was. En dalk verander dit so 'n bietjie vir ons 'n atmosfeer van 'n onderduimsheid, 'n onderlinge gekonkelry. En dalk 'n stukkie liefdeloosheid en dalk 'n stukkie stryery onder mekaar aan die tafel van die Here. Ek gaan vanaand by 3 gedeeltes kom stil staan. Die eerste gedeelte, my broer en suster, wil ek stil staan by die karakter Judas, wat natuurlik ook bekend gestaan het as Judas Iskariot. Nou my broer en suster en liewe kinders, Judas Iskariot was 'n disipel wat self ook deur Jesus gekies is. Jesus het hom aangestel as een van sy 12 volgelinge, een van die binnekring van Jesus se disipels. Ons lees dat hy ook vir min of meer 'n tydperk van 3 jaar saam met Jesus moes geswerf het tussen strate en stede en dorpe, geluister het na Jesus se prediking, gesien het hoe dat Jesus wonderwerke doen, teenwoordig was waar Jesus bose geeste uit mense uitgedryf het, ja, waar daar wonderverhale plaasgevind het. Judas was daar teenwoordig gewees. Judas was teenwoordig gewees die aand toe Jesus die disippels se voete gewas het.
dat Jesus ook Judas se voete op daardie oomblik sou gewas het. Hy was ook teenwoordig die aand toe Jesus die nagmaalselemente ingestel het. Want daardie aand met die nagmaalselemente lees ons ook dat op daardie stadium toe hulle nagmaal gevier het, was Judas reeds 'n instrument gewees van die Satan. Kom ons gaan lees. Vers 1 tot vers 6. Die fees van die ongesuurde brood, wat Pasga genoem word, was naby. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim. Maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is, en een van die 12 was ingevaar. Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. My broer en suster, die Joodse leiers wil graag Jesus vastrek. Joodse leiers soek na 'n geleentheid wat hulle Jesus kan vang, wat hulle 'n einde kan maak aan hierdie dinge wat Jesus Christus besig is om te verkondig. Want Jesus is nie vir hulle die Messias wat hulle verwag het nie. Hy tree nie op soos die verwagte Messias nie. En dan is dit baie interessant as ons gaan kyk na die Joodse raad wat op daardie stadium ook uit die priesterhoofde wat eintlik maar lede van die Sadduseërs was, en so ook die skrifgeleerdes wat nou weer deel van die Fariseërs was, twee groepe wat nou regte eintlik nie saam gewerk het nie en baie in stryd was, dat hulle vir daai oomblik al die stryd by hulle begrawe het en saamgewerk het, want hulle wou graag Jesus uit die weg uit geruim het. En dan uit 'n onverwagte oord kom daar vir hulle hulp. Ja, die Satan kom en die Satan neem besit van Judas en hy kom en hy versoek vir Judas en Judas gaan en hy gaan na die priesters toe om vir hulle te sê dat hy Jesus sal uitlewer. Ja, tot op daardie stadium moes die Satan elke keer die onderspit delf. Die Satan kon Jesus nie oorwin toe hy die versoekings in die woestyn gehad het nie. Die Satan moes maar net toegekyk het toe dat Jesus die bose geeste uit mense uitdryf. Jesus het die oorwinning oor hom. En daarom wend hy hom tot een van Jesus se disippels, om 'n instrument te wees in sy werk te gaan doen. Die grootste uitdaging vir Judas was om 'n geskikte geleentheid te kry. 'n Geleentheid sodat hy Jesus kan uitlewer, sodat hulle hom kan vang en dat hulle hom kan kruisig. Daar was natuurlik vir hom 'n belofte gemaak dat hulle hom sou vergoed. Lukas sê nie vir ons hoeveel nie, Matteus sê vir ons 30 silwermuntstukke. Maar ons weet dat hy het ook die geld gekry. Broer en suster, is dit nie verskriklik om te dink dat terwyl Judas aan die tafel van die Here gaan sit, terwyl hy ook sy hand uitsteek om van die brood en uit die beker uit te drink, dan weet hy in sy agterkop dat hy daar sit en dat hy wag vir 'n geskikte geleentheid om Jesus Christus die Messias met 'n soen te verraai. En dan weet ons ook dat Jesus Christus vir hom waarsku. Ons lees dat Jesus sê vir hom in vers 21 tot 22, maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier op die tafel. Met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie hy verraai word. Ja, Jesus deel eers met hom die nagmaal. En dan waarsku Jesus hom. Maar ons lees in hierdie gedeelte dat Judas het volhard. En dat Judas inderdaad vir Jesus Christus met 'n soen verraai het. So my broer en suster, die eerste gas aan die tafel van Jesus Christus was Judas Iskariot, die verraaier. Die tweede gas waarby ek vanaand so 'n bietjie wil stil staan, my broer en suster, is Petrus. Ja, 'n wonderlike disipel van Jesus. Ek sê altyd Petrus was hierdie impulsiewe disipel van Jesus, wat eenvoudig net sommer dinge gedoen het, dinge geglo het. Ja, hy was die eerste disipel van Jesus gewees wat ook gesê het, hy kan die belydenis maak dat Jesus werklik die Christus is. Terwyl ander nog wonder het of Jesus regtig die Messias is, het hy die belydenis gemaak en inteendeel, die Here Jesus het gesê, maar jy's reg. Dit is wie ek is. En op hierdie rots, bedoelende hierdie belydenis, sal die kerk van die Here Jesus Christus ook gebou word. Ja, Petrus, die goeie disipel. Petrus, die disipel vir wie die Here gesê het, jy het die mag om die hemel oop te sluit vir die wat jy wil en toe te sluit.
Jy is die een wat die sleutel kry. Maar my broer en suster, dan lees ons dat die Here Jesus Christus ook vir Simon kom waarsku het, Simon Petrus. Want ons weet, my broer en suster, dat in die nag wat Jesus Christus gevange geneem is, dat hierdie einste Petrus wat hierdie wonderlike belydenis gemaak het dat Jesus die Christus is, die fundament van die kerk van die Here Jesus Christus, dat hy by 3 geleenthede gesê het, waarlik, ek ken nie hierdie man nie. Kom ons gaan lees, Lukas 22 vers 31 tot 34. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap en die dood in te gaan. Maar hy antwoord Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het, deur te sê dat jy my nie ken nie. My broer en suster, eintlik moet ons die gedeelte wat voor hierdie gedeelte is lees, want dis eintlik die wonderlike. Dat voordat Jesus vir Petrus hierdie dinge sê, dan kom Jesus na sy disippels toe, dan sê Jesus vir die disippels, hy wil vir hulle eintlik dankie kom sê. Dankie dat hulle so getrou was en dat hulle so by hom gestaan het, ten spyte van beproewinge wat oor hulle gekom het. Hy sê in vers 29 tot 30, net soos my Vader 'n koninkryk aan my bemaak het, net so bemaak ek 'n koninkryk aan julle, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink, en op trone kan sit om oor die 12 stamme van Israel te regeer. In 'n ander woorde, die Here sê, dit sal julle beloning wees, want julle is getrou. Julle het nie die rug op my gedraai nie, julle het by my gestaan. En daarom sal julle ook, soos dit ek die heerlikheid van die Vader ontvang, so sal julle ook die heerlikheid van die Hemelse Vader, sal julle ook kan ontvang. Maar tog kom Jesus, dan sê Jesus, maar wees versigtig. Daar gaan 'n tyd kom wat julle getoets gaan word. Want die Satan gaan kom en hy gaan julle kom sif, soos dit 'n mens koring sif. Om te kyk wie van julle gaan volhard en wie van julle gaan koue voete kry en omdraai en wegloop. En dan lees ons dat arme ou Petrus, ou impulsiewe Petrus natuurlik sê, maar ek sal dit nie doen nie. En dan sê Jesus vir hom, jy gaan. Voor die haan kraai, sal jy my 3 maal verloon. En dan het hy dit gedoen. Ook hy was aan die tafel van Jesus gewees. Die een wat 3 keer gesê het, ek is nie een van hulle nie. Ek ken nie die man nie. Maar gelukkig het die woorde van vers 32 waar geword, want Jesus het gesê, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. En my broer en suster, dit weet ons ook, het waar geword. Petrus het tot inkeer gekom. Petrus het inderdaad 'n steunpilaar van die kerk van die Here Jesus Christus geword. Ja, Petrus was 'n pilaar vir die vroeë gemeentes gewees. So aan tafel van die Here Jesus Christus sien ons sit Judas Iskariot, die een wat Jesus met 'n kus verraai het. Sit Petrus, wat 3 keer gesê het, ek ken hom nie, die een wat Jesus verloon het. Gelukkig, my broer en suster, was daar darm ander 10 disippels ook. En miskien kan ons vanaand sê, gelukkig was hulle darm 10 van die goeie ouetjies gewees, want ons lees darm nie dat hulle iets verkeerds gedoen het nie. My vraag is natuurlik, is dit waar? Want kom ons gaan lees, my broer en suster, wat doen hulle, terwyl daar die ander 10 aan die tafel sit, saam met die Here Jesus Christus. Ons lees vanaf vers 24. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so. Konings speel 'n rol oor hulle baas. En die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringstes wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste, die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is nie waar nie, maar ek is in julle kring, soos die een wat dien. My broers en susters, die 10 disippels stry onder mekaar oor wie is die belangrikste in die koninkryk van die Here. Maar jy sien, my broers en susters, die rede daarvoor was omdat hulle die koninkryk van die Here totaal en al verkeerd verstaan het.
Want hulle sien die koninkryk van die Here as 'n wêreldse mag. Hulle sien die koninkryk van die Here as 'n bevryding van die Romeinse bewind. Hulle sien dit as 'n koninkryk wat beperk word deur landsgrense, deur kultuur, deur taal. En daarom sien hulle dat God besig is om net die Joodse bevolking op te hef. Maar my broer en suster, dit was inderdaad nie waar nie. Want Jesus kom leer vir hulle dat die koninkryk van God is 'n koninkryk van alternatief. Dis die koninkryk wat 'n totaal ander waardestelsel het. Dis 'n koninkryk wat hulle wat belangrik is eintlik hulle wat kom dien. En dan gebruik Jesus 'n pragtige beeld in vers 27. Ek wil graag vir die vers 27 lees uit die boodskap uit, dat jy ietsie van hierdie beeld verstaan wat Jesus hier gebruik. Hy sê, as julle regtig belangrik wil wees, moet julle die minste wees. Die van julle wat die meeste respek verdien, moet van nou af die heel geringste wees. Behandel ander mense met groot respek, maak nie saak wie hulle is nie. Elke van julle wat 'n baie belangrike posisie wil beklee, moet nou dadelik julle moue oprol en begin om ander gelowiges te dien. Sê my, wie is die belangrikste persoon by 'n feesmaal? Die eregaste of die kelners wat hulle bedien? Ja, natuurlik die eregaste. Maar kyk net wat ek kom doen het. Ek wat die heel belangrikste van almal is, het my koningsklere uitgetrek. Ek dien julle almal. Ek het die belangrikste plekke aan julle afgestaan. My broer en suster, Jesus sê, hy is die belangrikste. Maar hy het gekom en hy het die kleed van 'n slaaf vir homself aangetrek. Hy het sy moue opgerol en hy het kom dien. So my broer en suster, as ons die vraag vra, wie was saam met Jesus aan tafel? Dan besef ons dit was die verraaier. Dit was Petrus wat Jesus verloon het. Dit was die disippels wat onder mekaar gestry het oor wie van hulle nou eintlik die belangrikste van hierdie klomp is. Maar ten spyte daarvan het Jesus gekom en Jesus het hulle kom dien. En Jesus het vir hulle gesê, maar dis hoekom ek hier is. Julle verdien dit nie, maar ek kom dien julle. My broer en suster, Jesus Christus het my en jou vanaand kom bedien. Jesus Christus het my en jou vanaand aan 'n nagmaalstafel kom bedien met elemente wat ons herinner aan dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het. As ons vanaand die vraag sou vra, my broer en suster, wie by hierdie tafel kom aansit? Ons sal dalk vanaand vir mekaar sê, lonaars, verraaiers, sondaars, ek en jy. Want my broer en suster, wie van ons verdien om vanaand by hierdie tafel te kom aansit het? Nie een van ons nie. Maar Jesus Christus het gekom en gesê, al verdien jy dit nie. En al is jy 'n sondaar mens, en jou sonde ook al hoe groot, ek het gekom om vir jou te dien. Ek het gekom om vir jou die losprys te betaal, sodat jy saam met my eendag verheerlik sal word, en die lewe sal kry. Jy sien my broer en suster, die nagmaal is 'n fees vir sondaar mense. Ja, vir mense wat sonde het in hulle lewe. Die nagmaal is nie 'n fees vir heiliges nie. Die nagmaal is nie 'n fees vir mense wat sê, ek is daarin beter as ander nie. Die nagmaal is nie 'n fees vir mense wat sê, ek het julle nie nodig nie. Dis 'n mens wat kom en sê, ek is nederig. Inteendeel, ek is eintlik soos 'n tollenaar, ek kan nie opkyk eens na die Here nie. Want ek is 'n sondaar mens. Maar jy sien my broer en suster, die Here het jou vanaand in liefde hier kom ontvang. En in groot liefde het hy jou kom bedien. Maar ek wil dit nie daar los nie. Want ek moet vanaand vir jou sê, my broer en suster, dat die nagmaal verseker 'n aanspraak maak op jou lewe. Want jy sien my broer en suster, Jesus het sy nagmaal bedien vir daardie 12 disippels, wat ook maar gebroke mense was soos ons, wat saam met hom aan tafel was. Maar hy het vir elkeen van hulle het hy 'n aanspraak op hulle lewe gemaak. As ons mooi gaan kyk, my broer en suster, het hy vir hulle keuse gegee. Judas het 'n keuse gehad, hy kon volhardheid in sy sonde. Ongelukkig het Judas 'n verkeerde keuse gemaak. Jesus het hom gewaarsku, maar hy wou nie luister nie. So my en jou vraag vanaand is, as ek en jy as sondaars by die tafel kom aansit, ons stap vanaand by daai deure uit en ons staan môreoggend op,
Gaan ek en jy aan soos dit ons altyd aangegaan het? Gaan ons nog steeds dieselfde lewe leef? Gaan ons die Here om elke hoek en draai verraai met 'n kus? Of gaan ons dalk die Here verloon? Of gaan ek en jy berou toon? Gaan ons lewe begin regmaak? Gaan ons lewe in lyn bring met dit wat die wil van ons hemelse Vader is? En gaan ons begin doen wat die woord van die Here van ons vra om te doen? Gaan ons nog langer onder mekaar sit en stry oor wie's belangrik en wie's nie belangrik nie? Oor wie doen wat in die kerk? Of gaan ons op daai punt kom dat ons maar almal besef, ons is almal maar net dienaars. Almal maar ons moue oprol en begin werk vir die koninkryk van die Here. Want jy sien my broers en susters, as die Here vanaand na ons as gemeente kyk en vir my wat hier op 'n preekstoel staan, dan sien die Here eintlik net een verhaal. Hy sien mense wat sonde het. Hy sien mense wat smag na God se genade. En hy wil daai genade vir ons kom uitstort. Op 'n dag is 'n predikant besig om die nagmaalselemente te laat uitdeel in 'n klein kerkie daar in Europa. En agter in die kerkie sit daar 'n ouerige dame. En hierdie dame sit daar en toe die nagmaalselemente verbykom, het sy net haar kop geskit, maar die trane het oor haar wange gerol. Nadat hulle die elemente ingestel het en gebruik het, het die dominee na haar toe gestap en vir haar gesê, maar hy wil graag self van haar die nagmaalselemente bedien. Toe hy vir haar die broodjie hou en die beker hou, het sy gesê, nee, sy kan nie. En hy het vir haar gesê, maar hoekom kan jy nie? En sy het gesê, want ek is 'n sondaar, ek het verskriklike goed gedoen. En toe sê hy vir haar, maar die nagmaal is juis vir mense met sonde. My broer en suster, ek sluit af. Jou teenwoordigheid vanaand aan die tafel van die Here, maak dat die Here vanaand 'n aanspraak kom maak op jou lewe. En daarom is hierdie nagmaal 'n geleentheid wat jou in jou geloof versterk, wat jou inspireer om op te staan en te sê, ek wil gaan lewe soos 'n kind van die Here, ek wil gaan lewe soos 'n navolger van Jesus Christus. Of my broer en suster, dit is 'n oordeel wat jy oor jouself bring. Maar my en jou manier van lewe sal wys of dit 'n oordeel is en of dit 'n versterking is. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanaand saam aan die tafel van die Allerhoogste te kan aansit. 'n Voorreg om herinner te word aan die wonderlike wat Jesus Christus, ja, die groot prys wat hy betaal het, sodat ons sy kinders kan wees. Here, en nie een van ons verdien dit nie. Ons is almal maar net bedelaars voor U. Bedelaars vir genade. En vanaand kom ons vra, Vader, dat U genade oor ons sal kom uitstort. En Here, dat U genade nie te vergeef sal wees nie. Wees ons as sondaar mense genadig. In die naam van Jesus. Amen. Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble.
Were you there when the sun refused to shine? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when the sun refused to shine? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan.